Dag sy vriende en baie dankie vir hierdie geleentheid om 'n paar gedagtes met julle te deel wat hopelik julle gesprek sal dien oor die belang van en die noodsaaklikheid vir wêreldsending en veral plaaslike gemeentes en gewone Christene se betrokkenheid daarbey. Ek is nie 'n getuienisvernoot in Japan spesifiek omdat wêreldsending nog altyd in my fokusarea was of my passie was in die eerste plek nie. Inteendeel, my fokus was eintlik op die opbou van die gemeente, op pastoraat spesifiek. En eerder die opbou as die uitstuur of die gestuurdheid van die gemeente was my fokus. Maar die radikaal anderse konteks van Japan en die aard van kerkwees hierso en wat dit beteken om 'n Christen te wees in 'n samelewing waar jy deel van net 1% is 'n minderheidsgroep totaal, het my onder andere helder laat besef en my denke heeltemal verander rondom hierdie saak van die opbou en die uitstuur van die gemeente. Die opbou, die pastorale sorg, is daar ter wille van die evangelisasie as deel van God se sending en die twee staan nie teenoor mekaar nie. Dis een geheel en ek dink die Bybel gee vir ons so 'n geheel prentjie daarvan. Missie Japan verteenwoordig 'n gesamentlike getuienisaksie van die NG Kerk en van ander kerkverbande reg oor die wêreld en dis 'n noue vennootskap met die plaaslike kerk, die Reformed Church in Japan. En dis 'n geloofsaksie, so dis afhanklik van die vrywillige bydraes van individue, groepe, gemeentes, ringe, streeksenodes ensovoorts uit Suid-Afrika hoofsaaklik, maar ook ander gemeentes reg oor die wêreld. Ons is nou 16 jaar betrokke hier en ons is gestuur deur die NG Kerk in Suid-Afrika en ek is eerlikwaar nog dag na dag verras deur die feit dat dit op my roeping geword het hierdie en my verstaan van wêreldsending en die noodsaaklikheid daarvan en ons betrokkenheid daarbey het net absoluut verdiep. Miskien vra jy nou nog, hoekom is wêreldsending 'n prioriteit in die konteks waar jy behoort te dien of waar jy besig is om te dien? En ek deel 'n paar redes hoekom ek dink dit belangrik is. Ek het heel wat meer, maar ek hou dit kort, so kort as moontlik, vanuit 'n Japaneese perspektief. Ek dink een van die vrae wat voor ons lê, is dieselfde vraag vir elke Christen reg oor die wêreld. En dis die vraag of jy regtig glo dat die evangelie van Jesus Christus werklik transformerend is. En dis dieselfde vraag wat altyd 'n prioriteit was vir die grootste apostel en sendeling ooit, Paulus. En ons weet hy antwoord die vraag in Romeine 1 as hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. En vir hierdie waarheid weet ons het die hervormers in hulle tyd geweldig baie opgeoffer, en sedertdien het ontelbare Christene 'n sending gedrewe identiteit uitgeleef, gewortel nie net in evangelisasie nie, en getuienis nie, maar ook in pastorale sorg. Want evangelisasie is baie keer net, al is dit 'n baie belangrike deel van God se sending, baie keer net 'n beginpunt. En van daar word ons almal uitgenooi tot lewenslange groei en disippelskap tot volwassenheid in Christus, saam met elke mens in elke stam, taal, volk en nasie. God stuur sy kerk deur sowat 45,000 verskillende groepe of denominasies reg oor die wêreld. En in die globale suide, Suid-Amerika, Afrika en groot dele van Suid-Asië, waar veiligheid en toegang tot gesondheidsorg ensovoorts ondergemiddeld is 'n tipiese Christen vandag 'n nie-blanke vrou. En in vergelyking met die tipiese Christen van 'n eeu gelede, sou dit waarskynlik 'n welgestelde blanke Europese man gewees het, lyk die prentjie nou heeltemal anders. En vandag, geografies gesproke ten minste, woon ongeveer 1/3 van alle Christene in Europa of in Noord-Amerika en 2/3 woon in die globale suide. Hierdie verandering sedert 1900 is regtig merkwaardig, want toe was daar slegs 18% van alle Christene in die globale suide gewees. So ek het onlangs 'n opsomming gemaak van globale tendense rondom wêreldsending en in die veld van missiologie. As jy meer wil weet, kan jy dit gerus lees. Daniel kan die skakel met julle deel. Ons weet dat vandag daar soveel krisisse is te gelykertyd, van pandemies tot politieke onstabiliteit en maatskaplike ontwrigting op soveel vlakke vir soveel mense. Maar dit maak ook nuwe deure oop om die evangelie te deel. Ons weet verstedeliking en migrasie skuif van mense reg oor die wêreld vir baie vra dit geweldig baie aanpasbaarheid, ook in terme van ons strategieë rondom evangelisasie of sending. En getuieniswerk wat fokus op God se koninkryk en daarop toegespits is, dink ek, is altyd holisties. Want dit integreer veral 4 dinge: aanbidding, gemeenskap, verkondiging en liefdevolle diens. En elkeen van hierdie 4 aspekte van die kerk se bestaan kan ons oneindig baie leer by mekaar en by ander Christene reg oor die wêreld.
Vir my as 'n brugbouer tussen Suid-Afrika en Japan, is die interaksies en die wederwysige groei tussen Christene van albei kante altyd iets regtig besonders om te beleef en waar te neem. Veral ook gesamentlike diakonale projekte wat ons intrek in God se barmhartige sorg, wat alle grense oorskry en ons as een liggaam saambind. Die groot verskille tussen die individualistiese westerse kulture en groepgeoriënteerde oosterse of Asiatiese kulture beïnvloed daai 4 aspekte van hoe ons aanbid, hoe ons gemeenskap vorm, hoe ons die evangelie verkondig en dit ook beliggaam in daad. En ek dink ons almal word geroep om die goeie nuus in woord en in daad te deel, in lyn met wêreldwye bewegings soos byvoorbeeld die Wêreldraad van Kerke en die Lausanne beweging wat albei evangelisasie en sosiale betrokkenheid as een geheel beskou. Die Britse evangelis John Stott het gesê, Christene kan nie sommer net afstand doen van woorde, met ander woorde van die verbale verkondiging van die evangelie nie. Ek haal hom aan. There's a precision in verbal communication, whether the words are spoken or written, which is absent from all other media. Nevertheless, it's also true that we cannot announce God's love with credibility unless we also exhibit it in action. So we cannot stand aloof from those to whom we speak the gospel, or ignore their situation, their context. Vir my is die kern die volgende. Elke plaaslike gemeente bestaan nie net vir selfbehoud nie, maar vir deelname aan God se wêreldsending. En hierdie waarheid is veral relevant vir die NG Kerk, dink ek, wat haar gestuurdheid nie net naby nie, maar ook ver moet herontdek en bevestig. En dalk is dit die doel van julle gesprek vandag. Ons globale betrokkenheid bied vir ons die geleentheid om die diepte, die diversiteit en die skoonheid van volke en kulture in God se wêreld te waardeer en om vir hulle tot seën te wees. So wêreldsending is nie net iets op die buiterand van die sirkel van bedieninge wat aan spesialiste oorgelaat word, so sendelinge nie. Dit sit in die kern van elke plaaslike gemeente, omdat dit die hart van God en die bestaansdoel van die kerk self verteenwoordig. So wêreldsending is nie iets wat sendingkomitees of getuienis aksielede doen nie. Dit is die kerk se DNA. As leraar van die NG Kerk en voor dit as projekbestuurder by Communitas destyds het ek die vennootskap van gestuurde gemeentes in die vroeë 2000s help vestig en dryf. En die vennootskap het baie jare later die leierskap van die NG Kerk aangespoor om die kerk se eklesiologiese raamwerk en fondamente te herëvalueer en 'n missionale fokus uit te bou. En ek dink dit was 'n baie konstruktiewe en 'n sinvolle ontwikkeling. Die kerkorde is verander na aanleiding van dit, om missionaal gedrewe te wees. Maar een nadeel is egter dat dit gelei tot 'n oorbeklemtoning en selfs tot 'n totaal eensydige fokus op alle plaaslike bedieninge. En al het die Missio Dei teologie die hele wêreld in sig, is die gesprek oor missionale kerkwees in dele van die Weste, insluitend Suid-Afrika, in sommige gevalle uitsluitlik gefokus op wat plaaslike gemeentes in hulle onmiddellike omgewing doen. So hierdie plaaslike fokus, ironies genoeg, ontkoppel die meeste NG Kerk gemeentes en gesprekke oor die Missio Dei en missionale teologie in die breër kerkverband van wêreldsending en van globale tendense rondom die breër liggaam van Christus. So my aanvoeling is dat daar meermale 'n behoorlike breër bewustheid ontbreek in die NG Kerk. En ek het 'n lang lys van redes hoekom ek oortuig is van die belangrikheid van wêreldsending, maar my tyd is beperk, so ek noem kortliks net 3. Eerstens, die Bybelse getuienis rig ons baie duidelik op 'n sturende God. En julle weet dit baie goed. Die Bybel vertel ons van 'n persoonlike sturende God, eerder as 'n statiese wese. En ek dink is glashelder van die roeping van Abraham in Genesis 12 en die verbond wat daar gesluit is en die uitwerking van die verbond dat hy sou tot seën wees en uiteindelik die kerk tot seën wees vir al die nasies. Tot by die Openbaring 7 visioen van 'n verloste skare uit elke stam, volk, taal en nasie. Daar sien ons dit duidelik hoe God se verlossingsdoel wêreldwyd aan die werk is en nog voltooi word. En ons deel daarvan is om dit te voltooi. Elke plaaslike gemeente is deel van hierdie realiteit. En anders gestel, as ons die wêreldwye dimensie van God se sending verwaarloos, dan verklap dit, dink ek, dat ons 'n gebrekkige verstaan het van wie die God is wat ons aanbid. Tweedens, wêreldsending verryk, verdiep, versterk en daag plaaslike gemeentes uit. So om betrokke te wees by wêreldsending lei nie ons aandag af op 'n manier of steel ons fokus van plaaslike bedieninge nie. Dit versterk dit. Want wanneer gemeentes weier fokus, dan groei hulle in gebed, in vrygewigheid, in nederigheid, in afhanklikheid van God. En hulle leer by die wêreldwye liggaam van Christus
veral by hulle broers en susters wat volhard om die evangelie uit te leef in kontekste wat radikaal van hulle eie verskil. So Suid-Afrikaanse Christene, gevorm deur hulle eie geskiedenis, julle elkeen, ek saam met julle, ons geskiedenis van pyn en transformasie en versoening het baie om te deel, maar ook baie om te ontvang van die wêreldkerk. Ook van Japan byvoorbeeld, waar Christene se toewyding en volharding en nederigheid ons byvoorbeeld elke dag hierso uitdaag. Eenvoudig gestel, as wêreldsending in ons plaaslike kerk verwaarloos word, dan dink ek ontneem ons mense die geleentheid om te groei in en uitdrukking te gee aan Christelike volwassenheid. Derdens, sending en teologie hoort wesenlik by mekaar. Gesonde teologie en gebalanseerde sendingbetrokkenheid is twee kante van dieselfde munt. Die Bybel word gereeld benader vanuit die vraag, nou watter teksverse is daar wat ons kan gebruik om sending te regverdig, en dan kom Matteus 28 en Handelinge 1 ensovoorts gewoonlik op en word baie keer aangehaal, maar hierdie benadering van teksverse om iets te bewys soort van dat sending 'n sekondêre of 'n opsionele aktiwiteit is, wat deur enkele teksverse geregverdig word, weet ons mos nou is skeef getrek. Ons het nodig om die dieper teologiese waarhede en werklikhede raak te sien, dat wêreldsending nie net nog 'n bysaak is wat van die Bybel geregverdig of ondersteun moet word op 'n manier nie, maar God se versoenende genade was van die begin af afgestem op al die nasies. Lees maar die psalms en die res van die Bybel, alles verklap dit, en dit het nie intussen verander nie. Ons gestuurdheid vloei uit God wat ons stuur, naby en ver. En as ons dit begin te besef, en eers dan, dink ek, word ons gestuurdheid integraal tot alles wat ons doen. Dan kan ons begin om die balans tussen plaaslike en globale betrokkenheid te herstel. En God se sending word dan vir ons 'n sentrale, organiserende beginsel, kan ons amper sê, van die teologie, wat ook al ons ander bedieninge rig. So ek dink die NG Kerk word opnuut uitgenooi om haar Bybelse gestuurdheid tot aan die uithoeke van die wêreld te omarm. Nie net een kontinent nie, alle kontinente. Wêreldsending is nie opsionele randsaak nie, dit is die DNA van die liggaam van Christus. En as jy meer wil leer, besoek gerus missionjapan.co.za, ons webtuiste, daar is ons 'n nuwe afdeling wat sê resource materials, waar daar baie inligting is, ook wat nog bietjie begronding gee vir wat ek nou met julle gedeel het. Baie dankie vir julle tyd.